surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it? Goeiedag, het is lekker om weer so met jou te kuier hier by Alles Uniek, maar voor ons afskop met ons heerlike saam bid en ons lering rondom gebed, wil ek graag hierdie insetsel by jou los. Dit is 'n insetsel deur Neil Brebaert van Art Refined. Art Refined is profetiese kuns wat al meer as een keer impak op my lewe gehad het, veral met bevestigende woord wat die Here net deur 'n prentjie kom gee het en die woord rondom hierdie prent, die kunswerk deur Neil Brebaert. Ek wil jou regtig aanmoedig om ook na Art Refined se Facebookblad en Instagram blad te gaan kyk en te sien waarmee die Here ook in hulle lewens besig is en wat se impak dit ook op jou lewe mag hê. Hulle doen ook natuurlik spesiale kunswerke op versoek en hulle het baie kunswerke tans beskikbaar en ek wil jou regtig aanmoedig, gaan kyk na Art Refined se werke. Ons sal ook natuurlik vir jou die link aanstuur as jy sou wou, dan kan jy ook op die WhatsApp groep wees van Art Refined waar Neil ook natuurlik die woord en die kunswerk deel soos wat die Here op sy hart sit. Nou hulle is ook binnekort te sien by Grootbrak en dan kan jy vir Neil en sy vrou Rihanna ontmoet en ook hulle storie hoor en hoor hoe amazing pad hulle met die Here al geloop het en net sommer lekker gesels en dan miskien dalk ook te sien of daar 'n kunswerk is wat jou hart van hou en jy dalk ook kan aankoop. En ek wil regtig vir jou aanmoedig om hulle te volg en te kyk, want dit is regtig werke wat jy graag wil deel met geliefdes, wat 'n impak op jou eie lewe het. En dit is woord uit God se hart. En dit word eintlik alles ook net vasgevang in 'n ongelooflike mooi kunswerk, so uit die hart van God uit. Maar Neil gaan gou vir ons net bietjie vertel rondom Art Refined, en indien jy meer kontakbesonderhede wil hê, kan jy of op hulle Facebookblad gaan, of jy kan ons ook 'n WhatsApp stuur vir die link, of vir Neil se kontakbesonderhede. Jy kan my WhatsApp by 061 534 0861. Maar luister gerus na Neil Brebaert van Art Refined. Mooi bly en blessings. My name is Neil Brebaert, and I'm the creative art director and founding member of Art Refined, a prophetic art ministry which is in its essence art with a message. It has in little more than 3 years become a powerful evangelizing tool, helping to spread the gospel and make a positive impact in many people's lives around the world. We have gained a loyal following, over 3,400 people over 5 different platforms. And we have posted more than 700 Art with a Message teachings. We have seen on our statistics that we have reached over 144,000 people in 64 countries. This is truly humbling, and I'm so grateful to God. I believe God is calling us for more, to reach more people with the gospel message in more countries and to make more of an impact in the arts worldwide. We are inviting you to come alongside us to help Art Refined grow and reach more people. 1 Corinthians 14:10 says, "There are many types of languages in the world, yet none of them is without meaning. Art is a universal language that speaks across all divides, races, genders, and age groups. Partner with us and pay it forward by sowing into this ministry. Thank you for coming alongside us and helping us reach more people and spread the gospel." Goeiedag en hartlik welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is lekker om weer saam met jou te kuier soos ouer gewoonte, soos ons elke week doen. En ja, jy sal weet dat ons elke Dinsdag saam bid en meer leer rondom gebed. En dit is belangrik om te verstaan waaroor gebed gaan. Dat gebed nie sommer net 'n aksie is wat jy doen omdat jy weet jy moet dit doen nie, maar dat ons sal verstaan wat Heilige Gees se intensie is. Hoekom wil hy hê ons moet bid? En die rede hoekom ons meer daarna kyk, is sodat ons God se hart beter kan verstaan. God wil hê dat ons hom moet soek met ons hele hart, ons hele verstand.
En wanneer ons hierdie goed beter verstaan, dan gaan ons dit ook makliker toepas. Ons gaan dit meer met ons geloofaksie gaan met soveel meer geloof wees. Dit gaan nie net iets wees wat ons net aan wil werk, of wat ons net doen omdat iemand sê ons moet dit doen, of wat ook al nie. Maar dit gaan regtig wees omdat jy in jou gees weet, dit is wat God se wil is, en verstaan wat sy wil is. En wanneer die Heilige Gees op jou hart sit om vir iemand spesifiek byvoorbeeld te bid, of vir 'n situasie te bid, gaan jy ook beter verstaan hoekom en hoe om te bid. Daar is vir die Here gevra, as jy na die woord gaan kyk, Here, leer ons bid. Want daar was 'n behoefte om te weet hoe om te bid. En jy sit dalk vandag met dieselfde behoefte. Ek het al met so baie mense gesels wat vir my sê, ek sukkel om te bid, of ek weet nie hoe om te bid nie. Ek weet nie wanneer moet ek bid nie. Ek weet nie hoe lank moet ek bid nie. Weet, en al sulke goed. Maar op die einde van die dag soek God jou hart. En jy wat God nader, is gebed. Jy nader God. Jy gaan na hom toe. Jy gaan aan sy teenwoordigheid in. En jy sal ook onthou dat daar 'n deel in die Bybel is wat ons geleer het van die man wat lang gebede gebid het, groot woorde gebruik het, maar en dat ander gevoel het, hulle gebede is nie goed genoeg nie. Maar die Here het dit baie duidelik gestel, dat jou perfekte woorde en lang gebede en hoë woorde niks te doen het met die waarde van die gebed nie. Met ander woorde wat ek daarmee wil sê is, 'n opregte gebed. Dit is wat die Here wil hê. Die Here gaan nie kyk na jou woorde en jou woordeskat en hoe lank jy bid en so nie. Hy gaan jou hart hoor wanneer jy kom na hom toe met jou hele hart. En ek dink dis hoekom die Here ook sê word soos kinders. Weet, wanneer 'n kindjie na 'n ouer toe kom en sê, "Pappa, tel my op. Mamma, ek soek 'n lekkertjie, 'n sweetie," wat ook al. Dan daai kind kom met sy hele hartjie na sy ouer toe, of na sy ouma of oupa toe, of wie ook al. En dieselfde met God. God is ons Vader, en God wil hê dat ons na hom toe moet gaan, net soos ons is. Maar hy wil ons ook ontwikkel, hy wil ons leer, hy wil ons lei. En dit is waarom ons dan stop rondom gebed. En dat jy sal besef, weet jy wat, God ag jou waardig genoeg, nes jy is, kom na hom toe nes jy is, sodat hy jou kan verander tot sy beeld, sodat hy jou kan verander om te word dit wat hy oorspronklik vir jou beplan het, sodat jy kan loskom van seer en van bitterheid en al sulke goed wat jou terughou en jou 'n vervalste identiteit gee. So vandag gaan ons aan waar ons laasweek opgehou het. Ons is besig om te kyk rondom gebed wat deure oopmaak. Die Heilige Gees maak dit maklik om siele te wen. So dit is nie vir ons eintlik 'n moeilike proses nie. Ons moet net gewillig wees om na mense toe te gaan en vertel wie Jesus is. Die Heilige Gees doen die werk. Ons moet net gehoorsaam wees om te gaan wanneer ons moet gaan en om bereid te wees om die werk te doen. Maar sonder die Heilige Gees, soos ek nou sê, dit is 'n geweldige inspanning. Die Israeliete het nie nodig gehad om kwartels in die wildernis te jag nie. Die wind het dit aan hulle voete neergeblaas, of voor hulle voete neergeblaas. Dis dieselfde met die Heilige Gees. Die Heilige Gees sit alles in werking. Jy moet net gaan in geloof en in gehoorsaamheid. En dieselfde met jou gebed. Wanneer jy meer tyd saam met die Here gaan spandeer, gaan dit vir jou begin makliker word. Die Heilige Gees gaan jou lei, hy gaan jou leer soos wat jy aangaan. Kom jy net in geloof en in gehoorsaamheid. En daarom is dit so belangrik, wanneer ons hierdie goed doen, dan leer ons die Heilige Gees ken. Ons leer om sy stem te herken, wanneer hy met ons praat. Jy gaan nie iemand se stem herken, as jy nie baie met hom praat nie. As jy nie baie in sy teenwoordigheid is nie.
Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is nie 'n ondervinding nie. Ons moet met hom praat en ons moet hom toelaat dat hy met ons praat as ons hom wil leer ken. So ons moet uitgaan en ons moet daaraan werk om met hom in verhouding te wees. God se oorspronklike idee was om met ons in verhouding te wees. Elke rigting wat ons inslaan, maak nie saak wat ons doen nie, hy wil betrokke wees in ons lewe. Hy wil hê dat jy met hom ken in elke besluit wat jy neem. Hy wil hê dat jy hom moet toelaat om vir jou te sê wag, om te sê nee, om te sê gaan, want dit is verhouding. Dis 'n pa en kind verhouding. Alles wat ons doen, moet gedrewe wees deur die Heilige Gees. Maar dit sal nooit so wees as ons nie gaan tyd spandeer saam met die Here nie. Jy kan nie net verwag om 1 keer 'n week bietjie stil te word of net dalk net kerk toe te gaan. Jy kan nie so 'n verhouding bou nie. Wanneer jy verhouding bou met iemand vir wie jy lief is, gaan jy gereeld met hierdie persoon gesels. Jy gaan gereeld hulle bel, jy gaan hulle gereeld WhatsApp, jy gaan sorg dat jy gereeld daar kuier, jy gaan sorg dat jy soveel as moontlik in hierdie persoon se teenwoordigheid kan wees. Die Heilige Gees is net soveel makliker. Hy's alomteenwoordig. Hy's by jou elke minuut. So jy het nie eens nodig om 'n afspraak te maak nie. Jy het nie nodig om 'n telefoon op te tel nie. Jy het nie nodig om te wag dat hy na jou toe kom nie. Hy is heeltyd daar. Jy moet net die besluit neem om te sê, Here, ek gaan stil word in u teenwoordigheid en ek gaan vandag met u begin praat. Ons moet verstaan dat Heilige Gees met ons in verhouding wil wees, dat hy ons leer, en dat soos wat ons dit meer en meer doen, gaan ons begin verstaan hoe om meer spesifiek te bid, meer akkuraat volgens die woord te bid. En wanneer ons meer tyd saam met die Heilige Gees spandeer, gaan jy agterkom, daar begin 'n verskil in jou lewe plaasvind. Dit begin binne. Jou motivering verander, die manier hoe jy na mense kyk, die manier hoe jy na omstandighede kyk, begin verander. En dan sal jy nog steeds dink iemand anders te bid beter as jy. Maar daardie tyd wat jy insit en vir Here sê, Here, dit is wat my dag was, dit is hoe ek voel daaroor, dit is hoe ek voel oor hierdie omstandighede. Here, ek gee dit vir u en ek wil vandag net vir u kom dankie sê. En begin die goed noem wat jy oor dankbaar is. Wees dankbaar vir 'n hart wat klop. Wees dankbaar vir tweede kanse. Wees dankbaar dat die Here jou genadig is. Wees dankbaar vir 'n bord kos. Wees dankbaar dat die son skyn. Wees dankbaar dat jy kan kerk toe gaan. Wees dankbaar vir die eggenoot wat die Here op jou pad gesit het. Wees dankbaar vir die geleenthede. Daar is so baie dinge waaroor ons kan dankbaar wees. Maar wanneer ons 'n lewe van ondankbaarheid leef en nie dankbaar is nie, gaan ons dinge begin raak sien wat ons gaan bitter maak, ons harte weer gaan hard maak, en dan gaan die Heilige Gees nie tot ons kan spreek nie, want ons stoot hom weg. Die Here stoot ons nooit weg nie, ons stoot hom weg, deur te kies om na dinge te kyk wat nie ewigheidswaarde het nie. Jy gaan meer bewus word van die Heilige Gees. Jy gaan meer bewus word van die krag van die Heilige Gees in elke situasie. Maar jy moet ook onthou, dit kos ook gehoorsaamheid. Begin kyk waar in jou lewe jy dinge doen wat God se Gees bedroef. Hoe praat jy? Wat kyk jy? Wat luister jy? En wat se gesprekke is jy? Wie manipuleer jy? Wie daar's eintlik so baie voorbeelde om te gebruik. Maar dit is nodig om te kyk na wat jy dink is miskien iets kleins en nie regtig gesonde nie. Dis die klein jakkalsies wat die wingerde verwoes. Gaan stop en kyk en ondersoek jouself, laat die Heilige Gees, as jy vra, Here, wys my wat in my lewe nie reg is nie.
wil ek jou beloof, die Heilige Gees is getrou, en daar gaan gedagtes in jou kop oppop, en jy gaan weet jy wat ek het daar iemand eintlik net skeef aangekyk. Dit is nie van God af nie. Gaan vra vergifnis, gaan maak reg, ondersoek jou hart, want jou hart is veronderstel om vol liefde te wees. Liefde eerstens vir God. En as jy God liefhet met jou hele hart en alles in jou, gaan jy agterkom, jy kry jou vyande liewer. Jy kan vir hulle begin bid. Ja, jy kan miskien nog voel, te nagekom voel en hartseer voel, maar dan gaan jy met dit na die Here toe en sê, Here, maar ek voel hartseer, ek voel te nagekom, ek voel kwaad. Here, hierdie siekte wat ons hele gesin sommer so beïnvloed, ek voel kwaad daaroor. Ek voel teleurgesteld, Here, hoekom? Maar Here, ek gee vandag my hoekom vir U, en ek gaan aan U hand vashou, ongeag, want ek het U lief, en ek wil die regte ding doen, want ek wil U kind wees. En dit is eintlik so eenvoudig soos dit. So onthou wat ons vandag geleer het, is dat Heilige Gees is 'n persoon. Hy is by jou, jy is definitief nie alleen nie. Maak tyd. En as jy sukkel, moenie jou wekker stel nie. Gaan sit op jou, staan op jou, kniel op jou knieë. Maak die Bybel oop, maak 'n notaboekie oop en 'n pen, sit jou foon weg, moenie jou foon by jou sit nie. Dis 'n praktiese reël wat ek vir jou vandag kan voorstel. Sit daai foon waar jy hom nie sien nie. Sit die data af. Sorg dat jy 'n fisiese besluit maak, sodat jy God kan begin eer in wat jy doen. En die Heilige Gees sal jou gees versterk. Jy moet 'n kopbesluit maak, nie 'n gevoelsbesluit nie, maak 'n kopbesluit en sê, Here, ek gaan nou met U tyd spandeer, want ek is lief vir U en ek wil groei en ek wil die regte ding doen. Ek wil hê my lewe moet U reflekteer. Want ek wil vir jou sê, as ons so lewe en ons reflekteer nie vir God nie, is ons besig om ander te mislei, en ons is besig om onsself op die pad hel toe te sit. As ons nie die Here gaan lief hê met ons hele hart, ons hele verstand en alles wat in ons is nie, is ons besig om ons tyd te mors. Of jy wil die Here dien, of jy wil nie. Hy het jou lief met 'n oneindigende liefde. Al wat ons hoef te doen, is om nader na hom toe te gaan. Want die Heilige Gees wag vir ons. Heilige Gees is ons trooster, hy is ons versterker, hy is ons leidsman, hy wys vir ons. Jesus Christus is ons voorbeeld. En God die Vader is die God wat ook die verterende vuur is, wat gaan kom oordeel, maar wat jou ook so lief het, dat hy sy seun vir jou gestuur het, en sy Heilige Gees vir jou stuur. Hy doen dit vir jou. Wat doen ons vir hom? So ek wil jou bemoedig om te sê, weet jy wat, gaan maak tyd. Dit hoef nie oggend, middag of aand, jy kies, gaan maak tyd. Daar is tyd, gaan maak dit. En jy kan self so ver gaan om te kyk, waarin spandeer jy die meeste van jou tyd. Ons kan ure voor die televisie sit, maar ons het altyd 'n verskoning dat ons nie kan stil word nie. Altyd. En ek wil vir jou sê, die Here is te lief vir jou om jou te los waar jy is. Hy wil jou intrek, hy wil jou vrymaak, hy wil jou nuut maak, en hy wil met jou verhouding hê. En jy is goed genoeg. Jy is syne. Hy het jou by jou naam geroep. Jy is syne. Maar soos ek gesê het, die Here is nie net 'n ondervinding nie. Ons kan nie net die Here wil ken, sodat dinge in ons lewe moet verander nie. Ons eerste prioriteit is om Jesus lief te hê met ons hele hart, net omdat ons hom wil lief hê. En omdat ons weet, hy het ons lief, met 'n ewige liefde. Hy het ons eerste lief gehad, nog voor ons hom geken het, en hy sal ons altyd lief hê. Maar ons moet die keuse maak, of ons hom lief genoeg het,
om te sê, ek staan op en ek dissiplineer my liggaam. Net soos Paulus gesê het, jy moet vir jou liggaam sê. Want jy gaan nie so voel nie. Die vyand gaan probeer om dit te keer. Maar jy kan kies en sê, maar ek gaan. Vir vandag, ek gaan nou. Alles los, my foon een kan sit, my data afsit, en ek gaan tyd saam met Jesus Christus, die lewende God, gaan ek tyd spandeer. My vriend, my vader, my koning. Hy is 'n groter realiteit as die foon wat jy in jou teenwoordigheid het. Hy is 'n groter realiteit as die huis waarin jy bly, die familie wat jy het, die kar wat jy ry, die stories wat jy kyk, die werk waar jy werk, die vriende wat jy het, die familie wat jy mee tyd spandeer. Die Here is 'n groter realiteit as dit. Hy wil heel eerste wees, sodat hy kan doen in jou en deur jou wat sy wil is. En dit is goed, want die Here het vir ons net goeie goed in gedagte. So ek seën jou met die liefde van Jesus, ek seën jou vandag met die wil om hom te wil dien. Mag jy meer en meer soek na die Heilige Gees en meer smag om soos Jesus te wees en meer begeer om aan God te behoort. Mag dit met jou goed gaan, mag jou week 'n geseënde week wees en mag jy verkondig dat Jesus Christus die redder is en mag jou lewe daarvan getuig sodat ander se lewens ook sal verander. Geniet jou stilwordtyd saam met hom. Ons gaan ook nou saam bid en ek wil jou aanmoedig om vir ons jou gebedsversoeke te stuur. Ons het reeds hierdie week het ons begin bid oor die gebedsversoeke wat ons gekry het en ek sien uit om ook die getuienisse met jou te deel. So vrede vir jou en mag dit met jou goed gaan. Ons gesels weer volgende week. Mooi bly. Here, ons kom sit vandag net by U. Here, waar ons leer om te bid. Waar elkeen wat nou stil word en saam bid. Here, dat U hulle sal help in hulle alleentyd saam met U. Dat hulle sal weet, Vader, waar hulle krag vandaan kom, waar hulle hoop vandaan kom, waar hulle joy vandaan kom, waar hulle toekomsdrome, die realiteit daarvan vandaan kom. Here, want is U droom in ons en ons sien uit om te sien wat U in ons lewe gaan bewerkstellig. Here, wanneer ons toelaat dat U doen wat U wil doen. Here, ons kom sê vandag net vir U dankie. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons doen. Dankie, Here, dat U ons nooit los nie. Dat U ons altyd 'n nuwe geleentheid gee. Dat U ons 24 uur elke dag gee. Here, dat U die een is wat vir ons die werk gee wat ons het. Vir ons die bed waar ons slaap gee wat ons het. Die kos wat ons eet. En Here, tog gee ons so min terug vir U. Dankie, Here, vir U genade. U genade wat ons het waar ons vandag is, om te kan sê, God kyk na my. God voorsien vir my. God het my nog nie een keer gelos nie, al het ek al so gevoel. Here, ons wil vergifnis vra. Ek wil jammer sê, Here, vir die klein goedjies in ons lewe wat ons toelaat. Die feit dat ons nie bid nie, die feit dat ons nie ons Bybel lees nie. Ons wil vergifnis vra omdat ons praat van mense wat ons nie moet praat nie. Ons wil vergifnis vra, Here, dat ons vir mense beloof ons sal vir hulle bid en nie vir hulle bid nie. Ons wil vergifnis vra, Here, vir woorde wat uit ons mond uitkom, wat U eer skade doen. Here, ons wat sê dat ons U kinders is, maar nie praat soos die kinders, of optree soos die kinders nie, maar soos die wêreld. Here, waar ons baie dikwels ons eie koppe volg, en dan vir U wil blameer. Here, vir die vrug wat ons pluk daarvan.
Maar weer eens, Here, dan kom U elke keer, ongeag ons foute, en U kom help ons om deur te druk, op te staan. U kom herstel ons. En Vader, ek weet dat as ons gaan toelaat dat U ons harte verander, Here, dan sal ons ook ons besluite beter doen, beter maak en meer hoor wat U wil is. Ons gaan stil bly waar ons iets sou gesê het. Ons gaan seën in plaas daarvan dat ons ander gaan vervloek. Waar ons murmureer of bitter is, Here, kom U en U leer ons om net U op die troon te sit in ons lewens en toe te laat dat U eerste is. En so, Here, weet ek dat U ons meer en meer verander as ons U toelaat. En ek eer U daarvoor, Here. Elkeen wat hier saam bid, Here, U ken hulle by die naam. U het hulle gevorm. U ken hulle behoeftes. U ken hulle pyn. U ken hulle blydskap. Here, U ken elke deeltjie van hulle. U ken hulle vrese. Vader, maar ons spandeer nie altyd die tyd saam met U, soos wat U hart dit verlang nie. Ons sit U daar een kant en verwag net dat U vir ons moet goed wees. U is dan God. U moet vir ons net goed wees. Maar Here, U wil ons kom losmaak van dinge wat ons in die verderf kan laat beland. U wil ons kom leer om aan U hand vas te hou, sodat ons met U kan stap in oorwinning. U wil ons kom leer om nie op twee weë te wandel nie. Twee verskillende gedagtes te hê. Vandag is ek die kind, môreoggend sluk die wêreld my in en lyk ek soos iemand wat in hierdie wêreld lewe. Dat ons op 'n plek sal kom, wat ons U sal eers sit in ons lewe en sal toelaat dat U ons verander, dat ons bereid sal wees om verander te word deur U, eerste ons en dan ander, sodat ons met nuwe oë na ander sal kyk, sodat ons, Here, meer tyd saam met U wil spandeer, sodat mense sal sien as hulle na ons kyk, dat hier 'n lig skyn, wat nie 'n lig van mense is nie, en dat hulle na daardie lig toe sal beweeg. Vader, waar ons sal getuig oor wat U vir ons doen. Maak nie saak hoe gering dit mag lyk nie. Dat ons nie sal skaam wees om U naam in gesprekke te noem nie. Dat ons met vrymoedigheid na U toe sal begin gaan. Maar Here, baie keer hou ons sonde ons terug, dat ons nie met vrymoedigheid na U toe kan gaan nie, want ons weet, Here, wat ons verkeerd doen. Ons weet wanneer ons onvergewensgesind is, of bitter is, of sleg gepraat het, of gevloek het, of gedrink het, of biddeloos was, of nie bekommerd was om eers 'n bladsy van U woord te lees nie. Nie ons kinders leer van U nie. Slegte voorbeeld is tussen ons medewerkers. Slegte voorbeelde is, Here, in ons gesinne. Dat ons sal begin besef dat ons eerste na onsself moet kyk en dan na die ander se foute. Help ons, Here, om te onthou, Here, U is hier om ons te help en om ons vry te maak, want ons het nog die geleentheid. Dit is nog nie die oordeel nie, maar dat ons sal gereed wees, dat wanneer die oordeel kom, dat ons, Here, nie sal beskaamd staan nie. Dat ons nie sal sê, maar die ander persoon het vir my moeilik gemaak nie, nee. Dat ons U sal soek met ons hele hart, want dit gaan oor U. En dat ons nie sal toelaat dat mense ons identiteit bepaal, of bepaal hoe ons optree, of lewe nie. Maar dat U ons identiteit bepaal, ons waarde bepaal, dat ons hierdie goed sal weet. Maar Here, U herinner ons, en ons het nodig om U woord te lees. Ons het net nodig om stil te word, en U sal ons herinner aan hierdie goed. U doen dit. Ons vra altyd, Here, doen dit, maar U doen dit reeds. Ons het nodig, Here, om na U toe te hardloop. Werk in elkeen van ons harte, Here, en help ons om op te hou
selfsugtig wees, deur toe te laat dat hartseer en woede en bitterheid en onvergewensgesindheid en watter emosie daar ook al mag wees, ons weghou van U af, dat ons dit toelaat. Ons laat dit toe. Here, dankie dat U ons nader aan U trek. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U ons nog nooit gelos het nie. En dankie ook vir nou, vir hierdie kosbare oomblik, te mag stil word in U teenwoordigheid. Dat ons nie sal wag dat iemand anders te bid nie, maar dat ons self sal bid. Dat elkeen wat hier luister en saam bid, 'n stil word oomblik sal soek, die foon sal afsit, wegsit, en U eerste sal sit. Dis 'n wilsbesluit, Here, maar dankie dat U vir ons die krag gee om dit te doen. Ons hoef net te sê ja. Ons hoef net te sê ja. Ons eer U vir lewens wat U verander. Ons eer U vir liggame wat U kom genees. Ons eer U, Here, vir elke gebed, Here, vir elke gebedsversoek wat uitgegaan het, vir elke genesing. Ons eer U daarvoor, Jesus Christus. Heilige Gees, dankie Vader dat U ons nie los nie. Dankie dat U ons versterk en deurdra. Aan U kom toe al die lof en al die eer. Dankie Vader dat U ons kom leer en lei. En help ons, Here, om te onthou hoe belangrik dit is, dat dit nie oor ons gaan nie, maar dat dit alles oor U gaan. Want U is die realiteit, U is die lewe. En ons is hier om met U verhouding te hê, dat ons met U sal begin wandel. Dat ons sal met U sal begin wandel, met ons hele hart. En waar ons sukkel, dat ons sal onthou, U tel ons daarop waar ons val, en ons gaan van daar af, gaan ons vorentoe. Ons hoef nie terug te gaan elke keer na die heel begin toe nie. Nee, ons wandel saam met U. En dankie dat U ons elke keer optel, maar dat ons U sal eer in alles wat ons doen, en nie 'n bespotting van die naam sal maak, deur U genade te misbruik nie. Maar regtig, net soos Dawid, met sy hele hart na U toe gekom het en sê, Here, ek het U nodig, want op my eie kan ek dit nie doen nie, maar ek wil. En dat hierdie persoon sal opstaan elke keer, en sê, Here, ek het geval, maar ek vat weer die hand, en ek wil U volg, en 'n daadwerklike besluit elke dag maak, om die regte goed te doen, te sê, te luister, te dink, en net toe te laat dat U hulle verander. En Here, dat elke van ons sal sien, hoe U ons sien, dat U ons sien as oorwinnaars, en dat ons nie hoef te bly waar ons was nie. Ons eer U, Here, vir dit wat U vir ons kom doen, en dat U ons so hoog ag, en dat ons U kinders mag wees. Al die lof en al die eer kom U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. Dankie Vader Jesus dat U vir ons aan die kruis kom sterf het. Dankie Heilige Gees dat U by ons bly en ons nie vir een oomblik los nie. En dankie Vader God dat U Seun Jesus Christus vir ons gestuur het en dat U ons nog 24 uur gegee het tot nou toe om reg te maak en reg te lewe. Dat ons die tyd sal uitkoop sodat ons U sal eer en sodat ons saam met U eendag sal kan wandel soos U oorspronklike doel was. Dankie Here vir U liefde en dankie vir die genade wat vir ons genoeg is om te doen wat nodig is. Al die lof en al die eer kom U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen en amen. When all I would do is forever worship You.